as sy belangrikste bestaanscrisis is. Ons volk is verraai, ons volk is verward, ons volk is verdeel, ons volk is verswak. En deur die loop van elke dag word ons verguis. Ons word verdrink uit ons geriewe en uit ons werk. Ons word verarm en ons word vermoor. Dit is die toestand waarin ons is. In hierdie jaar 1997. Die Afrikaners het 'n magtelose minderheid geword in die land waar hulle gebore is. En groot eise word gestel aan mense se geloof en vertrouwen. Selfs word daar nou gevra, wie en wat is 'n Afrikaner? Asof daar twyfel is dat daar so iets kan bestaan. De grondslag van ons bestaan word in twyfel gebring. Ons moet verskoning vra oor wat ons altyd aangevoer het. Opvattings wat geslagte deur ons gehandhaaf is om ons christelike beschaving die te handhaaf, die word nou as sonde bestem. Ons geskiedenis moet hervertol, sodat die Afrikaners sy eergevoel ontneem kan word. Jy sal weet dat Geloftedag word nou as versoeningsdag aangebied. En die versoening wat waarskynlik genoem word, is dat ons moet versoen in die posisie van vernedering en verhoor, waarin ons is as gevolg van die verraad. En ons moet by die belangrikheid van so'n dag veral weet dat die heldendade van 'n vorige slag is 'n bron van geestering in so'n tyd en dit bied steunpunte in tye van krisis. Die geskiedenis is nie die versameling van groot losfeite met name en datums. Dis die verhaal van oorlog en stryd. En dit is die sage van 'n volk se heldendom. Solank die geskiedenis dit is dit 'n bron van vergeestering. In Suid-Afrika was die oorlog en die stryd wat daar gevoer tussen wit en swart en tussen boer en wit. En dit bly 'n onveranderlike werklikheid waarmee ons te doen het. Dit beheers steeds die werklikheid van rasse en volksverhoudings in Suid-Afrika. En dit is die teken verhaal waarin die groot trek gestaan het en ook die veldslag van Bloedrivier. Die groot trek is een van die merkwaardigste stukke geskiedenis in enige volk se lewe. Daar is nooit tyd vir ons om weer indringend te kyk, maar net die blote trek met die ontwering wat het was, in Oswald, oor die Drakensberg te trek, sonder te pad, was een van die groot epische togte wat ooit onderneem is. En dan, met al die geluk wat daar was, toe hulle in Natal gekom het, en relatief contact met elkaar gegaan het, die groot verwachtings en geruststelling wat daar was, en skielik die dramatische ommekeer, relatief en sy manne verhoor, die mense slagting, die holocaust, by Bloedkraans en Wenen en Woordspreek, en die gedenkte
absolute laagtepunt van moedeloosheid en teleurgedruktheid. En dan weer, wonderbaarlik, skielike omgekeer in die aankomst van Pretorius. Hy het aangekom op 22 November, 3 weke voor die veldslag van Bloedrige. En die eenvoudigste feit in verband met die omgekeer weens die komst van Pretorius was die feit dat daarin trek met al die beproeving wat daar was nie rust in hulle lot. Hulle het nie gesê, nou is dit die einde van ons strewe. Daaruit het die motorweg gekom van die besieling, die wil, die moed, die bereid om te vecht en te sterf. Weet, daar is die trekkende vertelling dat by die slag van Spioenkop was die commando van Carolina aangesê onder die 25 en commandant Prinsloo se woorde was aan sy collega, as my collega's aangesê, het gesê, ons gaan nou onder die vijand in. Ons sal nie allemaal terugkom. Doen julle plig, vertrouw op die Here. Dit was diezelfde soort gezindheid wat Pretorius sy manne gehad het. Maar dan was dit onthou, hulle het voorbereiding getref vir die uitdaging wat daar was. Hulle het verkenners wat uitgegaan. Hulle het geoefen hoe optimaal spanning en gereedheid te bring. En daar was 'n streng dissipline. En eers toe is die gelofte afgelê. Nadat hulle self oortuig het en bewys dat hulle is bereid om te veg en te sterf. Toe het hulle die belofte afgelê. En die weet, was een wonderbaarlike verloop van daardie veldslag. Die laagste posisie met die rivier en die seekoegat aan die ene kant, die diep donker aan die ander kant en die oopveld voor was ook 'n hinderlaag gewees as die omstandighede anders was. Maar daar was 'n mysterie wat oor daardie gebied gehang het. En as gevolg daarvan het die trekkers die lanterns met sweepstok en podiumhandels gedaan om 'n bietjie lig te gee by die mysterie. En die Zulus se onkunde en bygeloof was so dat daardie lanterns vir hulle afskrikwekkend was. En hulle het nie in die nag aangeval. Want as hulle in die nag aangeval het, met die mistigheid wat daar was, dan sou die kruid van die trekkers waarskynlik klam geword het en sou hulle nie ontsleep. Dit was die een aspek wat feitlik 'n keerpunt geword het. En die Zulus het toe besluit, hulle sal nie die nag aanval. Maar die Zulus het 3 keuses gehad. Hulle kon daardie nag aanval het. En dan sou dit met die mistigheid wat daar was, vir die trekkers waarskynlik baie moeilik gewees het. Of hulle kon net eenvoudig die laar beleef het. Net daar op die laar gesit, 3 dae of 4 dae. En die onrust en ontbering wat dan daar sou gewees het, sou waarskynlik deurslaggewend gewees het. Want dit sou die trekkers gedwing het om naar buite te jaag en die beskerming van die laar te ontberen. Of in die derde plek, hulle kon die nacht deur sit en wacht tot die dag breek voordat hulle tot die aanval oorgaan. En dit was die keuse wat hulle gedoen het. Waarskynlik van die 3 moontlikhede die swakste keuse. Maar dit is voor die geskiedenis ooploop. Foute van die vyand word dikwels die deurslaggewende gebeurtenis in 'n volks se bestaan. Na die slag van Bloedrivier was daar meer sulke gevalle gebeur
moet word aan die gelofte wat aan God gemaak is. Dan as hulle die oorwinning gegee word, dan sal hulle dit tot eer van God onderhou. En dit het waarskynlik die Zulus in ware omstandighede die verkeerde keuse van doen en die groot oorwinning aan die trekkers besorg. Dit was waarskynlik nie die grootste veldslag waar die trekkers gelewer het nie, maar weens die gelofte het dit 'n omstraling gekry wat deur geen ander veldslag geëvenaar kan word. Dat hy die sentrale gegevenis waar deur die hele gang van die trek bepaal is en voortdurend die hele ontplooiing van die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Nou, jy weet, met die huidige toestand waar ons nou onder 'n swart communistische regering staan, is een van die wonderbaarlike dinge dat ons word oorstroom met lofsange oor die groot staatspresident wat ons nou het. Hy kan nie 'n vink maak, hy is byna 'n gesag. In die saal van die 12de Desember is daar 'n brief van iemand wat geëmigreer het uit Suid-Afrika, James Monroe, hy is in Amerika. En hy sê oor Suid-Afrika, hy sê, continuing farces, voortdurende klug, like the Winnie saga, the Shell House shooting, the Bushak saga, and the never-ending Truth Commission hearings, hit South Africa almost as much as the dismal failure of police, justice, and correctional services. And when you look, most people here now look at South African politicians, including Nelson Mandela, as either corrupt or buffoons, or both. In die Engelse wêreld is dit steeds die Afrikaners wat die spitsbroeder van haat en verguising moet doen. Hier is die business day van 15 December gister. Hy sê, 6 in 10 South Africans believe the country's politicians, provincial governments, local government and police forces are corrupt. Dit is die toestand wat bewaken ons is, waar ek aan die begin van dit sê, ons is verlaai, ons is verwarring, ons is verdeel, ons is verswak, en ons staan as 'n magteloose minderheid onder 'n swart communistische regering. En dit is wat die prestaties van die regering is. Ons moet weet dat waar ons nou moet by die voortsetting van ons bestaan en die besinning oor wat vir ons in hierdie land in die toekoms lê. Want ons weet dat baie van die dinge waarmee ons vandag te doen is byna 'n letterlike herhaling van die toestand wat heers voor die groot trek. Jy weet, Pieter Retief se manifest noem, ek dink 5 of 6 redes waarom die trekkers die land verlaat het. Maar die derde rede was onder andere die kaffers maak gedurig strooptogte en voer die vee en beeste van die burgers weg. En die regering laat die misdadigers ongestraf. Nou, jy weet, hier is Pretoria News van gister. Hy sê, a dramatic increase in stock theft was costing South Africa's red meat and wool industry millions of rand. I said, in the past year, stock theft alone has cost the red meat and wool industry in KwaZulu-Natal about 58 million rand. More than 80 million
recent data. Between January and June this year, a total of 21,000 cases of stock theft were reported, compared with 20,800 last year. Precies net wat in daai tyd aangegaan. En net soos daai tyd, die regering doen daar niks aan. Die boere is verarm as gevolg van daai toestande. En net so word die verarming vandag weer gepleeg op die Afrikaners op die platteland. Die ander rede wat oorsaak wat Retief aangemeld het. Hy sê daar het geen maand verby gegaan, maar in die kaffers nie die vee of beeste van die burgers gehoor het, of nie die een of ander woord gepleeg het. Die koloniste op die grens was dus in 'n toestand van onveiligheid, onrus en aan gevare blootgestel. Geen boer op die grens was seker as hy die aand na bed gegaan het, of sy huis nie dieselfde nag deur laware aan die kant gesteek sou word. Dit is nie vir my nodig om te sê wat hier in Suid-Afrika byna daagliks en wekeliks aan die gang is, dat dieselfde soort symptome is as wat destyds geheers het. En met hierdie toestand op die platteland, hier is beeld van die 30 November, hoofberig op die voortmaak. In die hoogste regeringskringe word gewelddadige opstand gevrees weens die hoë misdaadsyfer in Suid-Afrika en veral die slagting onder boere. President Nelson Mandela het reeds self ingegryp. Nou bedoel hy het ingegryp en opdrag gegee aan die hoofde van die 4 veilige intelligentiedienste om 'n omvattende ondersoek te loods en om veral generaals van die vorige veiligheidsmagte en Suid-Afrika se sakelei vir groot klas te plaas. Volgens rapport se inligting dui Mandela se intelligentieprojeksie daarop dat die misdaadsituasie kan lei tot 'n militêre en ekonomiese opstand en dat die ondersoek teen die generaals voorbehoedende optrede is. Die misdaad kan 'n opstand verwek en die generaals kan daarbij betrokken wees. Maar Mandela laat nie die misdaad bekamp nie. Die moontlikheid van 'n opstand teen hierdie wanbestuur, teen hierdie wanbevolking, dit moet ondersoek word. Een absolute herhaling van die destydse optrede van die Britse owerheid. En ek luister nie radio, ek het tyd op die televisie gekyk, maar as ek my daar sien, gister weer mense verhoor by die Dinstroom of daarom, maar die weet, dit is byna elke dag in die Wes-Transvaal, in die Oos-Transvaal, selfs in Kaapstad, in die Vrystaat, en die boere trek saam, hy swaai geredeke, was daar 450 by mekaar, die Erwelo was daar, want hulle sê 2000 by mekaar, en dan vergeet ons dat hierdie verskynsel het nie begin nadat Mandela oorgeneem het. Hier is Citizen van die 23 Desember 1992, toe die staatspresident van Suid-Afrika meneer de Klerk was en Ernest Kriel was die minister van Justitie van Wet en Orde. En die bericht sê, an angry and militant Free State farmers yesterday threatened anarchy unless the government upgraded security in the area. At a meeting arranged after a spate of attacks in Fixburg area, the latest of which claimed the life of 15-year-old Leonie Pretorius, een 15-jarige dochter, wat verloor is. 1992, de Klerk het al die macht gehad, wat het niet gedoen. Hij heeft net vandaag verder geleerd, die macht van die witman verder afgetagen. En wie een stiek gedoen, hoe hij die macht gehad om ons mensen te beveiligen.
se maatstaf toe hulle moes vir optree. Pretoria is voor die slag van Bloedrivier sê, medeburgers moet en dapperheid word van hulle geëis in die gevaarlike stryd teen die bloeddorstige vyand. Manne moet op die slagveld, maar genade vir die swakke en die hulpelose. Geen vrou of kind aan die kant van die vyand mag beskadig word. Dit was hulle sedelike maatstaf. Nou word die vrouens en die kinders vermoor. En ek sê vir die man, dat de Klerk daardie tyd al moes gedoen het, rekord gedoen het. Maar dit was nie al nie. Jy weet ons, die swart leiers, ek was lisensie gehad om uit te roep, kill the father, kill the poor. One secular, one bullet. En nie een is ooit aangedaan daaroor. Wat is dit anders as beoorlog verklaar? As jy sê, maak dood die boer, maak dood die sogenaamde secular. Dis 'n oorlog verklaar. Want de Klerk het daar niks aan doen. En die gevolg was, dat sulke uitdagingen plaasvind. Hier is iets van uitdagings van die op 22 Augustus 1993. Hundreds of uniformed black policemen, some carrying R4 and R5 rifles, marched on the South African police headquarters in Johannesburg yesterday, chanting, kill the boer, kill the farmer. Swart polisie, wat een optocht naar die polisie hoofdkantoor gaan, en skreeuw, skiet, maak dood die boere. En de Klerk doet daar niks aan. Jy sien, met die versuim van de Klerk om homself sy gesag te hou, en die feitlik lisensie gegeven aan die woorde wat nou plaas. As hy daar uit opgetree, sou die moontlikheid van 'n ommeswaai vanuit 'n toestand van vrede na onrus soos nou so skrikwekkend gewees het dat dit net nie sou gebeur het. Maar deur die geleidelike verder gaan van de Klerk se tyd het dit feitlik nou 'n erkende metode geword. Die groot trek moet jy besef staan in die teken van die Engelse mag, wat in die 19e en die 20ste eeu deurlopend aan die kant van die swartes was teen die Afrikaners. En die groot bron van vijandigheid teen die Afrikaners was die secular. Intertief in sy 4de redes sê hy, die lasterlike aantuigings, die onrechtvaardige beskuldiging en die onverdiende aanvallen wat die secular op die burgerlijke bevolking van Zuid-Afrika maak. En van achter die Bijbel en die Engelse die haat tegen die Afrikaners bedrijf. Hy sê, dat wordt verder gesê, die vijandige gevoel tegen die Afrikaanse burgers is nog meer versterkt door de groot kampvechter van die nationale Dr. Philip en die in 1819 in Zuid-Afrika aangekomen. Luister net na hierdie beskrywing. Hy was 'n hartstochtelike hater en teenstander van die boere. En hy het elke geleentheid gebruik gemaak om dit te verplat en te vergifs. Hy vra nie baie verbeelding om in vandagse omstandighede hierdie Dr. Philip en 'n ander nou te herken in die vorm van Alex Correia, die ook met die discipline wat net so groot boere gehad is as wat Philip kon gewees het en wat vandag in die commissie sogenaamde waarheidscommissie sit om oor die waardes en die geskiedenis van die boere besluit te neem. As ons vergeet dat die Britse mag in sy stryd teen die Afrikaners nog altyd gebruik gemaak het van die swartes en die voorwendsel daarvan was dat hy van achter die kleed van die
stelsel is 'n teokrasie. Die hoof van die staat, die koningin, is ook hoof van die Anglikaanse kerk. En tussen die Britse owerheid en die Anglikaanse kerk kan daar geen politieke verskil wees, want dieselfde hoof, dieselfde persoon is hoof van albei. En toen is 'n aanstelling in Suid-Afrika, was 'n aanstelling van die Brit, en die goedkeuring van die Britse koningin. Hy sê in 'n koerant, Oktober van jaar, die Engels vertaal, hy sê, ons werk teen die status van apartheid. En terwyl ons, maar terwyl ons nie altyd wil apartheid as die sondeboek aanwys nie, is die feit van die saak, dat baie van wat nou gebeur, in terme van misdaad, van 'n groot mate toe te skryf is aan wat onder apartheid gebeur het. Dit is nou die verskoning. En ek weet, in Britannia was daar jare van die anti-apartheid movement, wat gestig en onderhou is deur die Britse geheime diens, met die communiste wat gevlug het uit Suid-Afrika en in Engeland gehuisves is. Daai anti-apartheid movement kan jy maar net so afkorting as AAM. Jy kan AAM maar net omsit in anti-Afrikaner movement. Apartheid is net gebruik as 'n sondebok om die Afrikaner, wat die beleid van apartheid in Suid-Afrika nie ingebring het nie, maar tot 'n suksesvolle toepassing gebring het in Suid-Afrika. Om die Afrikaners, as jy apartheid aanval, dan val jy indirek die Afrikaners. Ek sal gesê dat die uiterste vyandigheid wat die trekkers handhavings kon daarin tyd nie slaag. Jy weet, dat toe die trekkers uit Kaapstad weg is, en die Britse owerheid die ammunisie waar hulle weerhou, daar was 'n boikot van wapentuig. Daar was proviant, lewensmiddel is aan hulle weerhou by die verwagting dat hulle die trekkers sou terugdruk onder die Britse gesag. Maar dit het nie geslaag. En ek sê nou, dat daar was die militaire optrede om ammunisie te weerhou en om proviant te weerhou. Dit was baie tyd in die 60 jaar. En die Britte en die Amerikaners 'n wapenboikot in Suid-Afrika ingestel. Om die vyandskap wat vanuit Brittanje teen die Afrikaners bedryf is, te laat voortduur, maar tegelyk die Afrikaners te ontwapen, sodat ons nie sal kan verdedig teen die vyand. En die ekonomiese sanksies is teen ons ingestel, net soos teen die trekkers. Die Britte en al die communiste wat in Suid-Afrika gevlug het, gehuisves, hulle het nie na Moskou toe gevlug nie. Hulle het na Londen toe gevlug. Daar was die hoofkantoor van die ANC en die communistische partij. So is teen die Afrikaners kan gekies sankteer met gebruik van die swartes. En nou, terwyl dat ons, soos deur die verraad van die vorige regering, ons mag verloor het en nou onsself in die hande gestel het van ons vyand. Nou word die sogenaamde waarheidskommissie, 'n boerehaatkommissie, daar gestel om die Afrikaners op hulle knieë te kry voor die vyand, om daar te bieg, ons het teen julle onreg gepleeg en ons moet bely. En as jy skuld erken en bely het, dan al wat nog wag, is die straf wat jy moet kry. Maar hierdie veldtog teen die Afrikaners is op twee rede belangrik. As jy gedurig beskuldig en jy moet
pacifisties en defaitisties gehou word, sodat wat hulle vrees dat die Afrikaners in opstand kan kom, nie sal plaasvind nie. Solank hulle die Afrikaners op sy knieë hou, sal die Afrikaner nie in opstand kom nie. Dit is die berekening wat daar genoem word. En ek het nou gesê, hulle kon die Afrikaners met die trekkers nie klein kry destijds met hulle materiaals verband met ammunisie en kostvoorraad nie. Maar een van die merkwaardige feite, historische feite van ons tyd is, dat met al die macht van Britannië, Amerika, die communistische blok, die Afro-Asiatische blok, aangewend het in die tyd van Dr. Verwoerd om Zuid-Afrika op sy knieën te krijgen, kon hulle nie daarin slagen. Hulle moes eindelijk Dr. Verwoerd laat vermoor om apartheid te laat misluk in Zuid-Afrika. Terwijl Afrika bezig was om in mekaar te stort, sê Lord Deeds, een voormalige Britse minister, hy sê, terwijl Zuid-Afrika gegroeid het om die economische reus van die continent te word, en die ander dele van die gemeenebest feitlik in armoede weggesit. Dit was die toestand in 1966. Zuid-Afrika die economische reus geworden. En er wordt apartheid de schuld gegeven. Hier is bericht in de Pretoria News 25 november. 20 African countries face famine. 20 Afrika-landen staan hongersnood in die gezicht. En dat was niet apartheid. Dat is niet een land in Afrika. Waar daar nie apartheid is, waar daar nie armoede en ellende heers. Hier in Zuid-Afrika was het die swartes behoor levensstandaard as op enige ander plek in Afrika, omdat die Afrikaners baie opgeoffer het om die swartes te gee wat hulle vandag het. Ons skuld aan die swart mag niks. Daar skuld. Dat ons moet gaan beleid oor die verlede van die Afrikaners. Een van die groot opponenten van die apartheidsbeleid, Jan Hoorda, hy skryf in die boek Verwoerd is Dead. Hy sê, Verwoerd het crowned the white opposition in Parliament and non-white resistance outside of it to such an extent that it seemed as if he had become invincible and immovable. The threats of the United Nations, the arms boycott of the United States and Britain, the public's own prosperity, and Dr. Verwoerd's assurance to the English-speaking section that brought about measures of white unity in South Africa that could not have been foreseen. By the time he died, Dr. Verwoerd had built his own monument, which was there for all to see, in the Republic of South Africa. The white people had been forged together in unity. The country was militarily strong and resilient. The police and security forces were effectively dealing with all attempts at subversion and infiltration. The country's economy was dynamic, expanding, and had become largely self-sufficient. En terwijl wij de leider schrijvers 6 weken voor de oorlog opgevoerd, the nation is suffering from a circuit of prosperity. South Africa is a shining example of peace on a troubled continent. Soon het Zuid-Afrika gelijk aan een apart. Een van die opkomende groot economische moedheden in de wereld, waar wet en orde en vertrouwen heersen. We zeggen, apartheid was een onrecht. Apartheid was nooit onrecht. Apartheid is niet mislukt. Apartheid heeft er in pad gestaan van de communisten. Zolang er apartheid was, kon daar niet
land woes en onder beheer van Natal, de Zulus en pacificatie. Preller skryf in sy boek Dagleweer vir Suid-Afrika. Hy sê nadat die trekkers 4 jaar buite Kaapstad was, hy sê die gebied wat daardie onderwerping van die Zuluwag en Pretoria Sakraalregting van Zululand op 14 Februarie 1840 onder die Portugese stuur van die voortrekkers geval het gestrek van die Oranje rivier in die suide tot aan die Soutpansberg in die noorde en van die Indiese Oseaan in die ooste tot aan die rand van die Kalahari woestyn. En die kuslyn het geloop van die Umsebogo tot by St. Lucia Baai. In 'n tyd van slegs 4 jaar het die boere hierdie ruilende wildernis waarbinne moord en doodslag heers en slegs die hoop en die mag van die Zuluwag as 'n gaai grondgeware herskep in 'n vredige land van ryke belofte. Byna 2 eeue het dit hulle voorouers geneem om van die ou kolonie te maak wat dit toe was en daarmee die uitgestrektheid te bereik aan het toegaan. Net 4 jaar. Die Britte het Kaapstad onder beheer gekry in 1836. 36 jaar later. Toe kon hulle nie eers die swartes onder beheer hou aan die Ooskus. Maar die boere in 4 jaar het hulle hierdie land bewoonbaar gemaak en gered van die moord en doodslag wat daar geheers het. Ek het gesê, in die tyd van ons verwoed was dit 'n ongeëvenaarde prestasie. Hierdie prestasie van die boere is waarskynlik ongeëvenaarde. Binne 4 jaar, dat ek sê. Daarom, vriende, as ons moet na die werklikheid op vandag kyk, dan moet 'n mens besef, de Klerk het opgetree soos die Engelse in die 1830 jaar. Bevorderd swart belange ten koste van die Afrikaner. Dit is feitlik die rekord van de Klerk. Alles wat hy gedoen en gelaat het, was 'n bevordering van swart belange ten koste van die Afrikaner. En sy verskoning waarom hy nou moes oorgee, is so bespot. Hier is 'n koerantberig wat geskryf is deur Peter Young, 'n Engelse joernalis. Hy skryf oor die ANC. Hy sê die ANC was nooit juist veel meer as 'n bevrydingsmag. En sy militêre vleuel om kontrabasisme was ewe min werd as 'n gevegsmag. 'n miserabele terroristenbende wat geen gevegsmag had. De Klerk oorhandig die land aan hulle sonder slag of stoot. De Klerk het oorgegee met sy toespraak van 2 Februarie 1991. Dit eenmaal. Hy het verraad gepleeg teen die mense wat hom daar gestel het. Daarom skryf die koerante Britte gaat de Klerk hulle help op die land. As die Britte Afrikaan as hy help beskou en op die ander hand, dan is daar net een rede voor, hy is 'n volksverraaier. Britannië veg vurig vir FNB en VVO. Britte vol lof vir FNB as 'n argitek van vreedsame verandering. Ek wil nie versinnig wees, maar ek wil nie sê, as 'n Engelsman dit van my moet sê, sal ek politiek skepties voel. Ek het vir u gesê wat Preller sê van die boere.
Ons moet besef dat uit hierdie geskiedenis, en ons moet altyd onthou, jy kan nie dele van die geskiedenis isoleer nie. Dit is 'n lopende proses. Vanaf die groot trek tot waar ons vandag is, kan jy nie iets uithaal nie. Maar verpletter haar, hulle berus nie. En dit het 46 jaar lang gedien. En in 1948, by die verkiesing, het die Afrikaners in land teruggevat. En 12 jaar later het Suid-Afrika 'n republiek geworden. En 'n jaar later het hy sy bande met Brittanje verbreek. Uit die Statenbond getree en een van die grootste tydperke van welstand en voorspoed tegemoet gegaan buiten die Statenbond toe hy op sy eie alleen gestaan het. Britte kon die Afrikaners nog nooit onderhou. En die tweede plek, die swart getal was nooit ons gemaakt. Ek het verwys na wat Preller gesê het oor wat die boere tot stand gebring het. Hy sê elders, hy sê by noord in die Oranje rivier, van sy noordige dal af tot in Zoutpansberg en van die kus van die Venetiaan tot waar die weste bestrenging was daar geen enkele naturele stam wat sy hand opgeleg het teen die wettige owerheid van die boer. Twee machtige militaire tirannen wat die aarde getrek het met die bloed van miljoene en miljoene onschuldige swartes en die boere na die lewe gestaan het, was albei vernietig en vernederd. Daar was geen verdere gevaar van vijandige en oorlike stamme. Die swartes was nog nooit ons gevaar. Ons gevaar was nog altyd die Britse macht wat die Afrikaner volk as 'n versperring en hulle as kolonies gesien het en die verwaaiers onder die Afrikaner volk self. Dit was en een van die harde werkelijkheden wat ons mee te doen het as 'n derde les van die geschiedenis is dat na elke oorlog was die Afrikaners verdeeld. En ja, na die Eerste Wêreldoorlog, onthou jy, of in die Eerste Wêreldoorlog het die rebellie gebring. Die nasionale party is gestig, die politieke stryd het daarna tussen sap en nat begin. In die Tweede Wêreldoorlog was daar die herenigde nasionale party, daar was die Volksparty van Schuman, daar was die Nuwe Orde van Bureau, die Afrikaner Party van Havenga, die Ossewa Brandwacht, die Grijshemde van Baika en nog so verdeeld was ons na die oorlog. En nou, en na die Engelse oorlog was daar net so, en nou na die terroristoorlog, is veel net so verdeeld. Maar die belangrike is, na 1902, toen die Afrikaners uit daardie strijd gekom het, was daar anders 4 groepen van die leiders wat uit die oorlog gekom het. Daar was die verraaiers, Andries Progier, generaal Piet de Wet, generaal Martinus Kunstler, wat aan die brandwater kom, oorgegeven. En daar was die heer Sommers, of wat was het maar liever, die oorgegeers doen. Piet Progier, bij Berber, met Verjoen, daar bij Dijnhoever. En dan was daar die vredespraters en die vredewachters. Louis Botha en Jan Smuts, wat ten alle kosten vrede wou hê, door de wet en galerij gesê die oorlog moet voortgezet worden. En je zal onthou, toe nadat Pretoria en Bloemfontein geval het in juni 1900, en Louis Botha en Jan Smuts vir president Kruger 'n telegram gestuur om te sê, nou moet jy ten alle koste vrede hou. En dit was een man met een telegram, president Steyn, wat die Transvaalers beskuldig het van lafhartigheid en gesê het, die stryd gaan voort, maar die
die hele gang van die oorlog verander het. Die vredespraters en vredemakers was aanvanklik vredepraters en vredemakers, maar hulle het vinnig oorgegaan om by die vyand oor te gee en eintlik ook verraaiers te maak. Dit was die 3 groepe, maar die 4de groep was die bitterwenders. President Steyn, generaal de Wet, generaal de Rijn, generaal Herzog, veral. Dis die manne wat gesê het, die stryd duur voort. En toe met die guerrilla-oorlog begin en 18 maanden na 2 jaar lang, het hulle geveg. Nie met die oorlog gewen nie, maar met daardie guerrilla-oorlog het hulle die Afrikaner volk se naam opgestoot in die wêreld, soos ooit tevore is die oude dae wat met daardie tyd gerig het. Die guerrilla-stryd wat voortgesit is aan die val van Pretoria en Bloemfontein en die eer van die Afrikaner volk gered. Dit was die belangrike ding wat na die oorlog die Afrikaners in staat gestel het om met selfrespek en selfvertroue die stryd te hervat. Die bitterwenders is die mense wat die gang van die Afrikaner volk se bestaan bepaal het. Dis die mense wat gesê het, nie vrede voordat ons eer herstel is. En as daar iets is wat vir ons vandag ook moet bewaarheid wees, is dit nie versoening voordat ons eer herstel is. Jy sal weet dat daarin bitterwenders aan die einde van die oorlog was daar net 14.000 man in die veld. Uit die bevolking, die totale bevolking van die Afrikaners destijds in die 2 republieken van rond 250.000. Net 14.000. Maar hulle was die Afrikaner. Daar klein minne was die Afrikaner. Dit is met hulle wat die Britte moes vrede maak. Net as gevolg van die moed en die wil en die geloof wat hulle gehad het om nie te buk toe die Britte gedink het dat die oorlog verby is. Die bitterwenders het die gang van die Afrikaanse volk bepaal. Die toekoms van die Afrikaner volk was opgesluit in daardie minder bitterwenders. En die weet dit is ook betekenisvol dat voor die oorlog was daar ook bitterwenders geweest. Die eerste vryburgers was in 1857 in die Kaap grond gekry. Daar was 9 geweest, maar net 2 het volgehou. Nou, 'n jaar later het 38 grond gekry. Maar van die 38 het net 3 kinders in Suid-Afrika nagegaan. Telkens was dit 'n klein minderheid wat werklik die historiese gang bepaal het. Die trekkers was 10.000 omtrent wat die Kaap had verlaat het. Maar daardie klein groep by Sooibaar en Modderland, daardie woorde by Wilkras en Wenen en Woordswyk, daardie klein minderheid waaruit die 464 man van Pretoria se kom. Dit was die minderheid wat die gees van die bitterwenders verteenwoordig het. En daarna in ons geskiedenis, toe generaal Herzog uit die ou SAP is en was er net 5 man in die parlement wat saam met hom gestaan het. Net 5. Maar dit was die hart van die Afrikaner. By daardie beleef het die hart van die Afrikaner opgerus. En later, 1934, was in Transvaal die grootste provinsie,
hierdie terroristeoorlog is daar weer 4 groepe Afrikaners. Jy het weer verklaarders. En dan is ons mekaar spaar om nie nader te doen. En jy het weer die heksoppers wat gegaan het na Captain Park toe om te gaan oorgeet. En jy het weer die vredespraters van die verkerkleiers en ander wat maar net vrede as 'n rationalisasie van hulle lafhartigheid bepleit. En jy het weer die bitterweiners. En hoe die toestand ook al vandag lyk, die vryheidsstryd en die nasionale ontwikkelingslyn van die Afrikaners loop oor die bitterweiners. As jy kyk na die verraaiers en die oorgeers en die vredespraters van daardie Engelse oorlog, wat het hulle nagelaat vir die Afrikaners? Niks. Die wind het oor hulle gegaan en hulle plek ken hulle nie meer. Daar is in ons geskiedenis of dit nou Amerikaanse potgieter was wat met sy minderheid Transvaal skoongewaak het. En of dit president Kruger was wat as leider van 'n klein volk bereid was om te staan teen die magtige tand president Steyn te wen. Daar hulle generaal Hertzog 'n lang stryd op vervoer. En ek aarzel nie om te sê, daar Dr. Albert Hertzog, die seun van generaal Hertzog, wat gestaan het by die waarheid en by die selfrespek van die Afrikaners. En die moet onthou, nou word me vandag gesê, die tyd van die politiek is verby. Maar dit was dwars weer die eeuw. Die politieke leiders wat die stryd gevoer het op ons grond, op ons vaderland, op ons vryheid, op ons volkskap, ons taal, ons geskiedenis, ons onderwys. Ek sê, ons grond moet onthou hoe president Kruger vir Wilder gesê het, julle wil nie die stemrecht hê nie, julle wil my land hê. Dit was ons land. En as ons vandag sê, die land is ons land, bedoel ons letterlik wat ons sê. Ons skuld hierdie land aan niemand. As mense sê, maar hoe kan julle sê, dit is julle land? Dan sê ek, wie se land is dit dan? As dit nie ons land is, het ons daar nooit 'n land gehad nie. En as ons nooit 'n land gehad het nie, waarom het ons oorlog geveg? Hierdie land is gedryf met die bloed van die Afrikaners om hier 'n volk te wees wat in vryheid kan leef. Nou word ons gesê, en waar het gaan om die politiek was die kroonrad van 'n volksbesluit. Wanneer dit op die politieke gebied goed gegaan het by die Afrikaners, het dit goed gegaan op alle terreine. Maar wanneer dit op die politieke gebied sleg gegaan het dit op alle terreine sleg gegaan. En die politiek en die nasionalisme is onafskeidelijk. En die nasionalisme is 'n sluimerende mag in 'n volksbesluit. Maar wanneer 'n volk bedreig en verdruk word, dan word dit 'n bewegingsmag. Dan roer dit in 'n volk en maak dit magteloos wat onberekenbaar is. En die nasionalisme laat tot veral geld deur sy vermoë om nee te sê. Nee vir 'n vyand wat
hierdie terroristeoorlog moet ons ons weer beroep op die dinge in ons geskiedenis waar ons geskrywheid kry. Kaptein John McCall, wat ek ook geskryf het, die South African Struggle, die dink is hy druk, maar as ek ook kan kry met die lees van daar is baie waardevolle inligting. McCall skryf oor die boere na die Engelse oorlog. There had been no acceptance of defeat by the nation. The battle for the homeland had merely shifted to another plane. This strength of purpose, its indomitable courage, endurance and devotion, the will to survive, and the intelligence to know how to meet the bitter reverses is not surpassed in any land. The years of war, a nation decimated, a country devastated, and merely put a tougher steel, a sharper edge to their determination to regain their national rights. Ons is die erfgename van daardie mense. Dis ons mense wat ons gemaak het, wat ons is. En as ons van as 'n volk voortbestaan in selfrespek voor die wêreld, dan sal ons dieselfde moet sê, ons berus nie in die verraad. Die stryd duur voort. Ons moet besef dat as ons vandag anders as ander volke, maar net eenvoudig sê ons is nou verower en ons kan niks doen, dan sal dit vloek teen die hele geskiedenis van die Afrikaner volk. Jy weet, dit kan miskien baie jare duur voordat ons weer ons reg in hierdie land sal hê. Maar kyk na 'n volk soos die Ire. 400 jaar veg hulle teen die Engelse. En nou is die Engelse besig om hulle te erken. Shakespeare, wat in die Sowjetunie was, wat oor die 300 jaar geveg om hulle vryheid in Bosnië, die Serbiërs en die Somaliërs, wat oor honderde jare teen mekaar veg. Jy moet besef, dit is 'n wet van die lewe, dat as 'n volk selfrespek het, dan gaan hy nie lê voor sy vyand. Hy staan hierop en hy hou aan. En daar is niks in die lewe wat so doeltreffend is as die wil om te volhard en te volhard en te volhard. Het breek as 'n afstand. Ons moet besef dat daar is net een stryd wat verloren is. Die enigste stryd wat verloren is 'n stryd wat gestaan word. Sodat die stryd voortgaan, is daar lewe. En in 'n volk se lewe is dit miskien meer waar as in 'n persoon se lewe. As ons berus in die vernedering en die verraderlike verowering, sal agter ons die vermoordenis tyd voortkom. Die slagting by Donkars en Eden. Die 27.000 vroue en kinders wat in die konsentrasiekampe gesterf het vir hulle vryheid. Hulle sal uit hulle grafte opstaan en vra, was al die leed verdiend? Dit is ons geslag wat nou daar antwoord moet gee. Die hand van die geskiedenis rus swaar op die skouder van elke een van ons, waar ons vandag meer gesê het, hier staan ons. Wie is ons? Wat haar gelofte herwin. Ons verteenwoordig die gees van die bitterleiders. Ons is die groep die
verby was, het hulle begin met die guerrilla-oorlog. Toe hulle klein groepe was, die vyand getrein, die vyand se wapens en proviant geloop het, die stryd uitgerek, die Britse barbarisme geopenbaar en die selfrespek van die volk herstel het. Is ons nou aangewese tot 'n politieke guerrilla-stryd wat as eerste uitgangspunt het om ons volk se selfrespek te herstel, deur ons los te maak van die verraaiers in ons volk en ons suiwer grondslag weer daar te stel. En ook om te stryd teen die magte wat ons vandag beheer, hulle te belem op elke denkbare wyse. En veral om eers die bitterpyners uit mekaar te kry. Om georganiseerd